Die Uit die Box Rugby Podcast, slegs op Raakvat Rugby. Welkom by die Uit die Box Rugby Podcast, ons Afrikaanse weergawe waar ek met CJ van der Linde gesels, ook 'n man wat daar in Japan afgerig het, soos 'n paar keer gesê het. En vanaand CJ gaan ons 'n bietjie gesels oor die Bokke teen die Pumas en natuurlik 'n bietjie kyk na die VRK of die URC wat die naweek begin. So in die eerste plek, dankie dat jy terug is. Laasweek het ons nie kans gehad nie, maar hierdie week terug na normaal toe, man. Welkom. Ja, baie lekker, altyd lekker om saam met julle manne te wees. Lekker om rugby te gesels. En wat sê jy daarvan dat Harry Jones se seun dink jy is een van sy heroes, man? Dit sou vir my 'n interessante gesprek gewees. Yes, ja, nee, hy het daai boodskap gestuur. Breek kwaai op, sorry, ek kon niks oor dit jy gesê het nie. Ek wonder wat is dit? Hy sê nou jou sein wys rooi, ja. Ja, Maar jy kan niks doen aan training nie. So try maar net weer. ja, dis nou telkom so sy nie. Kom ons hoor nou, sê gou my weer oor Harry, wat dit gaan net antwoord net die vraag. Net so 'n sekonde vas. Jy sê as die sein wit is. Okay, go. Ja, dit was nou 'n groot verrassing. Ek het nie geweet die jong mannetjie hou of het my gevolg ook gespeel het nie. So ja, dit was nou baie lekker om dit te weet. Ja, ek het geweet Harry het helde nie. As hy nie vir die Stormers gespeel het, tel hy nie Harry is 'n wêreld nie. Lyk dit vir my. Ja, nee. Dit was interessant geweest. Maar hoorie CJ, hierdie naweek natuurlik die Springbokke teen Argentinië. Jy weet as ons teen die All Blacks speel, weet ons wat verwag. As ons teen Australië speel, weet jy moet soort van wat verwag behalwe ons nie verwag het op Ellis Park gaan gebeur het. Maar die Pumas is altyd vir my so 'n bietjie van 'n onbekende faktor. Ons het hulle 'n paar keer vasgebrand en hulle het die laaste paar jaar die All Blacks het teen hulle vasgebrand, Australië teen hulle vasgebrand. En met nou onder die leiding van Felipe Contamponi, hulle nuwe afrigter wat oorgeneem het by Michael Cheika na die Wêreldbeker in 2023. Hierdie span is gevaarlik, né? Vertel my 'n bietjie van Felipe. Jy het saam met hom gespeel, jy ken hom baie goed. Wat is die tipe mense is hy? Wat is die tipe afrigter is hy? Ja, ek het so van 2008 tot 2010 saam met hom daar by Leinster gespeel. En ja, baie lekker ou. Hy's 'n dokter, so hy's nog 'n slim man ook by alles. So ja, nee, rugby brein, ou wat baie lief is vir rugby. Hy daai tyd was hy ons starting die begin nommer 10 gewees. So hy het vir Johnny Sexton daai tyd al was onder hom. So ek dink dis maar waar daai Leinster aanvallende patroon ook begin het, waar die breine bymekaar gekom het en hoe hulle wou aanval. So hy het 'n groot aandeel daarin gehad hoe hulle wil aanval. So soos ek sê, hy's 'n groot rugby brein en hy's baie lief vir rugby. So jy sê hy het nommer 10 gespeel en hy was beter as Johnny Sexton op daai stadium. Ja, okay, hy was nog bietjie ouer daai tyd. Johnny was nog in begin van sy loopbaan gewees. Maar hy het ook daai tyd vir Argentinië gespeel. Ons het teen mekaar in die 2007 semifinal van die Wêreldbeker ook teen mekaar gespeel. So soos ek sê, ja, hy's baie lief vir rugby. Ek dink hy studeer dit amper harder as wat hy vir dokter studeer het. So nee, hy's 'n baie goeie rugbyman. Wel, ons het natuurlik ons eie dokter, 'n ou Rassie. So dis die dokter teen die dokter hierdie naweek, die manne, ek hou altyd van die rugby breine wat so met mekaar skaak speel. Ons weet Rassie is ou wat hou van 'n uit die boks uit dink, toevallig in die naam van hierdie podcast, 'n ou wat 'n plan maak, 'n paar vere, hou van die ouens se vere bietjie met mekaar te krap en 'n paar man ongelukkig te maak. As jy nou kyk na Felipe se persoonlikheid, is hy bietjie meer gematig, is hy bietjie meer gestruktureerd of hou hy ook van bietjie uit die boks uit dink, probeer nuwe dinge doen? Wat is tipe afrigter is hy? Ja, kyk, ek dink hy het daai tyd onder Michael Cheika gespeel. Hy het al saam met Joe Smith gewerk by Leinster. So hy het al met groot manne te doen gehad, verstaan? So ek dink as 'n afrigter is hy verseker 'n ou wat hy sal uit die boks uit dink, soos ons sê, hy's baie soos Rassie in daai sin, dalk nie so ekstreem soos Rassie dalk nie, maar hy's baie goed hy verstaan die Pumas se kultuur. Hy weet die ding wat die mense altyd van daai Latin nations sê is hulle het altyd die vuur, maar hulle het nooit die planne altyd om deur te gaan nie. En ek dink hy het baie geleer daai tyd by Leinster onder Cheika en met Joe Smith en al daai dinge, hoe hy die vuur wat hulle het en die speelkant of die plannekant, hoe hy daai twee bymekaar, dat hy 'n goeie balans het. En ek dink mense kan sien hoe hulle speel. Hulle het 'n goeie balans tussen aanval, verdediging, skopwedstryd, alles. En ek dink hy verstaan daai tipe wedstrydplan baie goed. Kyk, maar Argentinië was al altyd daar. Jy het genoem 2007 het hulle in die semifinaal gespeel. Dit beteken julle is in die top 4 van die Wêreldbeker.
altyd is altyd daar of amper daar, jy weet, nog nie heeltemal daar nie. En maar vandat hy oorgeneem het by Cheika toevallig ook weer eens. En nou besef jy hoe Ja. lank is Michael Cheika eintlik al afrigter nie, nee, maar kom ons praat nou net daaroor. Ja, nee, hy is al lank. Hy is al lank daar. Nou vandat hy oorgeneem het by Argentinië het hulle 'n nuwe geloof in hulle self, nee, hulle het Nieu-Seeland in Nieu-Seeland gewen. Hulle het hierdie jaar vir Nieu-Seeland gewen, hierdie keer het vir Australië gewen, hulle het Suid-Afrika laas jaar gewen, jy weet daar een wedstryd oor see teen dit is verloor teen hulle, toe kom wen ons weer in Suid-Afrika. Wat is die verskil? Wat dink jy maak die verskil? Ek bedoel hulle ouens speel ook by die hele wêreld vol, hulle speel meestal in die top 14 of miskien in die Premier League in Engeland. Hoe kry jy dit reg om hierdie ouens saam te trek as 'n span? Hulle het nie dieselfde geld as Suid-Afrika nie, hulle het nie dieselfde geleenthede nie, maar tog nou om vir die All Blacks te kan klop, Suid-Afrika te kan klop gereeld, né? Wat maak van dit wat maak hy wat hulle so suksesvol maak teenoor? Wat doen hy? Ek dink soos 'n ou soos Rassie ook, maar hy's 'n goeie hy kan goed beplan. Ek dink hy's baie gestel op detail. So hy sal ook kampe hou voor die tyd soos Rassie maak om almal op dieselfde golflengte te kry. En soos ek nou nog gesê het, daai balans wat hy gekry het van ons almal weet hulle is 'n land met vuur, maar hy bring daai slim planne wat hy geleer het by Leinster en Cheika en waar hy ook al afgerig het. Hy bring nou daai balans om nie net eendimensioneel te speel nie. Hulle het nou bietjie meer skietgoed as voorheen. Wel ek kyk nou vinnig na wat ons dink miskien die span kan wees. Nou kyk ek net na die name, jy weet, soos Montoya op hakker, Matera, Gonzalez, Oviedo, Garcia, is groot name, né? Carreras, Chocobares. Ons moet nie dink ons gaan Saterdag op die veld draf en gou hierdie ouetjies skaf draf nie, né? Hierdie is tawe wedstryd wat ons dink dit gaan wees. Nee, kyk, ek dink ja, verseker as jy kyk na hulle die spine van hulle span soos die Engelse maar praat, is die hakker is Montoya, hy's baie goed. Ek dink daai Slawie Vaskop is underrated. Die ouens ou hoor nie baie van hom nie, maar hy speel goeie rugby. Hy's 'n beweeglike Vaskop. En dan het jy Matera en Kremer. Hulle is maar die twee manne wat vir hulle die pap dik aanmaak. So en dis net in die voorspelers, dan het hy nog nie eens geraak aan die agterlyn nie. So en hulle het 'n baie opwindende agterlyn. So ja, nee, dis hulle is op die regte pad verseker. Is hulle 'n tipe watter tipe rugby speel hulle? Voorspelers gedomeineer, is hulle agterspelers? Waarna kyk ons of is ook maar soos ons totale rugby probeer alles elke ou met 'n wapen wees. Wat se tipe rugby speel hulle? Kyk, ek dink dis een ding wat Philippe baie goed gedoen het, is hy het soos ons maar oor die Springbok ook gepraat het met Rassie. Hulle het eers net 'n skopwedstryd gespeel, maar soos hy ingekom het nou die laaste ruk, kan jy duidelik sien hulle het 'n goeie balans tussen albei. Teen Australië het hulle ook bietjie skopgame gespeel, maar sodra die geleentheid aan was om die bal wyd te vat of daar's 'n aanvalsgeleentheid, het hulle dit benut. So hulle het baie verbeter ten opsigte van dit. Hulle is nie meer eendimensioneel nie. Hulle speel komplete rugby soos ons sal sê. Een ding wat my opgeval het vir in Australië, hulle het altyd begin met 'n weet soos 'n house on fire, soos mens sal sê, en die eerste wedstryd het Australië ingehaal en verbygevat. Tweede wedstryd was dit so Australië het natuurlik daai wille vorentoe aangegee gehad wat niemand het dit raak gesien nie vir een van hulle duistere, maar punt is net hulle spring vinnig weg, maar het hulle die stamina of kan hulle daai wedstryd klaarmaak of hou hulle maar net aan so styf vas wat hulle moontlik kan? Ek dink dis iets wat Philippe verseker aan sal werk. Hulle hardloop 'n bietjie uit stoom uit hier na die einde toe, maar dis baie beter as sê maar 4 of 5 jaar terug waar hulle net tot halftyd gespeel het en dan weet hulle uit tweede helfte kan jy hulle eintlik wen. Ek sien hulle sit vir Pablo Montoya op die bank, so ek dink dit is ook maar 'n manier om te dink om bietjie nuwe bloed in te bring of soos ons met ons manne maak die squad wat van die bomsquad wat van die bank afkom, so tipe iets om meer ervare ouens op te sit. So dis hoekom ek sê Philippe is verseker 'n baie slim afrigter. Hy sal leer en kyk wat ander ouens ook doen en hy sal 'n tipe goed probeer implementeer by die Pumas. Okay, kom ons voor ons oor die Springbokke praat. As jy nou Rassie was, watter manne sou jou wakker gehou het in die nag in daai Argentynse span? Kyk, ek het so 'n bietjie van hulle gekyk, daai nommer 9 van hulle Garcia. Hy's 'n masjien hoor. Hy's vinnig by die bal en daar's altyd iets aan die gang waar hy is. So ek sal sê tussen hom en daai Carreras boeties en Chocobares, daai 12, dis hoekom ek sê hulle agterlyn is ook baie gevaarlik. So as die voorspelers, obviously daai Kremer en as Pablo nou die beginspan is en Montoya sal vir hulle die vorentoe momentum gee, maar dan ek sal sê ons grootste bedreiging lê daar 9-10
12, daai area, hulle is warm daarso. Nou ja, dis nou die perfekte geleentheid om oor die Springbokke te praat. 9, 10, 12, 13. Ja, Weet Kobus Reinagh ja. is nou weer daar saam met Sasha wat 'n kort rukkie Mm, gespeel het in Nieu-Seeland, baie indruk gemaak het voor hy af is met 'n besering en natuurlik nou hierdie naweek Damien die Allende op 12 saam met Kenny Moody weer ja. eens op 13. Wat dink jy van daai kombinasie? Ja, ek dink dit het vir ons gewerk in die vorige toets. Ja, Sasha het nie lank gespeel nie, maar die rukkie wat hy op die veld was, het my nogals baie beïndruk. So Kobus, ek moet sê ek geniet hom die laaste paar wedstryde. Hy daai vuur en hy kan koelkop bly al is hy so 'n vurige speler. So dis verseker goed en dan okay Damian Willemse moet nou nommer 15 toe skuif, so dit maak weer die plek oop vir Damian de Allende. En ons weet almal wat se masjien hy is. So ek dink nie dis 'n stap agteruit nie. Hoe ons aanval onder Tony Brown sal Damian ook inkom in die areas waar hy moet speel. So hy sal nie net op 15 bly nie. Hy sal ook op 10 inkom of op 12 inkom. So hy sal genoeg geleenthede kry om sy aanvallende spel te wys. Ek glo daar sal genoeg geleenthede wees en as ons vorentoe momentum kort, dan's Damian daar om boor die manne te hardloop. So nee, ek dink dit is 'n baie goeie skuif. Okay, nou ons nou onderskei tussen Damien die Allende en Damien Willemse O nou. ja, die Allende. Die Allende hardloop boor die manne. Daar sê, maar wat interessant is vir my is daai wedstryd voor die Wêreldbeker op toekenning teen die All Blacks wat Andre Esterhuizen en Kane Moody same kombinasie was. Hulle het laasweek noodgedwonge ook 'n bietjie saam gespeel na Willemse moes terugskuif heel Hmm. agtertoe ensovoorts. Hulle maak vir my 'n goeie kombinasie. Wat ek is die gedagte daaraan dat hy nie saam met Moody in die beginspan op 12 is nie. Andre Esterhuizen nou. Ander Esterhuizen. Ek dink soos ons maar in die verlede gepraat het oor hierdie hybrid spelers, ek dink Rassie sien hom uit en uit as 'n ou wat vir ou momentum op die veld kan bring. En soos die wedstryd aangaan en sekere beserings gebeur, dan is hy daai ou wat vir jou as jy voor ouens skor, dan sit jy hom daar as hy agter ouens skor, dan kan hy daar gaan. So ek dink sy waarde of Rassie sien sy waarde in dat hy albei goed Hmm. kan cover half. So en omdat dit later in die wedstryd is wat 'n ou nie kan beplan as daar 4 of 5 beserings is, dan is hy die ou wat jou uit daai moeilikheid uit kan red. Okay, ek gaan jou strik vraag vra nou. Hmm. Kwagga is ook nou die hybrid, hy kan voor en agter speel. Andre kan ook nou voor en agter speel. So is dit nou 'n Hmm. 4-4 bank, 'n 5-3 bank, 'n 6-2 bank of 'n 7-1 bank. Ja nee, ek dink ek sê ons het al amper weer van daai, ons is nou maar almal kan alles speel like my deesdae. Ek Ja, ek nee, wil jou nou vra, ek dis spot maar nou ras. sommer. Ja. Ja, jy spot nou oor Kobus Reinagh, maar Apple daai man is al amper 40 seker. Wanneer gaan jy weer 'n bietjie begin oefen, 'n bietjie af vir die Stormers gaan uitdra vir iets? Nee. Nee, daai man se gene is nog baie goed so en hy's vinnig Kom op nou die CJ, jy bly in ouderdom wat hy Pretoria, die is. bulle soek nou 'n nuwe vaskop, dit ek seker daarvan jy kan jy kan 'n comeback maak man. Nee, Ons nee, het nie ons vir jou daar nie. gehad. Is Ons dit? het ons daar gehad. Alright, nou kom ons praat gou oor daai voorspelers. Wat jy gedink van die Bokke se skram, die aanvanklike skram, Ox, Marks en Thomas de Toey. In nommer 1 in terme van skrams en dalk bietjie meer in nommer 2 in terme van die algemene spel. As ons nou net praat oor Wilkole. Wat jy gedink van daai begin voor hy verlede Ja, keer? ek dink hulle het goed geskram. Ek dink Thomas het een van sy beter toetse gehad. Hy het dalk nie die voordeel by die skeieregter gekry nie, maar hy het verseker baie meer gedomeineer as wat hy in die eerste game teen hulle gedomeineer het. So ek dink hy het baie goed gespeel en ek sien hy's weer in die beginspan Hmm. en ek dink dis uit en uit maar net oor ons nou meer na daai aanvallende tipe gameplan toe gegaan het. So dit gee vir hom 'n bietjie die voordeel oor Wilco. Okay, nou bring jy vir Wilco in en hy skram alles wat voorkom, maar in terme van die algemene spel is dit definitief 'n stapie agter iemand soos Thomas de Toey byvoorbeeld. Wat moet die Springbokke in om vir Thomas te laat afgaan en Wilco te in te bring en wat baat die Bokke om daai skuif te maak? Wat is die verskoordele, wat is die nadele? Ag ek dink op internasionale vlak so hier op 60 minute begin meeste van die omdat die wedstryde in deesdae so vinnig is en teen 'n pas gespeel word, gaan jou werksverrigting maar af. So Thomas raak wel dan seker maar 'n bietjie moeg, dan gaan hy af en dan probeer Rassie nou vir Wilke opsit om die oppositie nou weer moeër te maak met daar's seker meer in terme van as jy dit analiseer as meer vaste fasette, as meer scrums en lysstande later in die game. Hmm. As ek nou reg sal verstaan soos hulle analiseer. As jy ons moeg word is daar meer scrums dalk. So dis dalk die rede hoekom hy dan vir Wilke wil ophef want dan kan hy nou weer die oppositie moeg maak omdat daar meer scrums is. So dit sal die tipe denkwyse agter die
besluit te wees. Okay, nou ek is 'n volstrik vraag vanaand. Definitief was 'n vakansiedag waar tyd gehad om te dink. Jy was 'n Springbok vaskop sit gewees, né? En daai 1-3 wat die Springbok gedruk het van daai skram af wat Wilco hulle totaal aangedomineer het. Maar net Ja, daarna het hy Wilco nie elke skram oorheers nie. Tamati Williams het 'n paar nee, keer hy het nie. teruggeskryf. Wat het daar gebeur? Hoe het hulle Wilco aangevat daar? Want hy het Wilco moet besluit hy gaan nou Stormers toe eendag. So ek kan nou kyk wat die storie is daar. Hoe het jy daai tipe ding teen? Hoe het hulle daai ding teen gewerk? So ja, hy het meeste van die skrams gedomeineer, maar daai spesifieke skram omdat daai Tamatie ou, hy's bietjie breër as die gewone loskop. Hy's nog ek dink hy weeg 141. Het ek gesien Wilco het nie die heat gewen nie. So toe sy klaar bietjie op die agtervoet en toe daai die groot lyf van daai man nou bietjie die krag deurkom, toe het hy half die angle gechange en binne toe gegaan. So dit het eintlik maar by die heat begin. Dit was nie daai spesifieke skram wat hy die penalty afgestaan het, sal ek sê ons pak het die heat verloor en Wilco was nie in 'n goeie posisie nie. So toe het hy half bietjie uh nie goeie tegniek gebruik nie en die penalty afgegee, ja. Jy praat nou so diplomaties ek moet jou sê, maar vertel vir my wat beteken hy het nie die heat gewen nie? Wat beteken dit? So met daai vorige skram waar ons die 3 gaan druk het. So op die heat het jy so 10-15 cm wat jy kry net daai heat op hulle en jy kan jou voete verwissel om vorentoe te gaan. So jou ankervoet kan jy weer bietjie vorentoe sit na die heat. So jy daai ou onderdruk, maar op die een wat hy die penalty afgestaan het, moes hy sy ankervoet dalk bietjie terugskuif. So ons het nie daai wat sê 10 cm gewen soos ons gewoonlik wen nie. Ek het vandag 'n video gesien van Paul Willems, jy weet wat vir Frankryk gespeel het, hy het my sy Ek sien hy het aangekondig. afgetree. Ja, oor haarskering, né? Kan jy oor vertel? Maar hy het daar gesê in die hele skram, ja, hy het te veel haarskrings opgedoen. Hy kan nie verder speel nie, né? Dis 'n baie Ja, ek slegte het gesien hy is nou in die coaching wêreld in. Wel, hy sê toe vandag op 'n video wat Harry vir ons aangestuur het, daar's net 4 ouens in die skram wat druk. Dis die voorry en die vaskop slot. So nommer 1 wat se vaskop Ja. slot en nommer 2 is dit waar. Ek gaan nie 100% saam met hom saamstem daar nie. Maar ek sal sê as jy 'n persentasie werk, sal ek sê die vaste 5 is op 100% en die Lucy's is dalk so op 90%. Ja, so in Frankryk het hulle dalk ander maniere hoe hulle met die manne se koppe werk, maar ek sal nie sê daar's net 4 so druk nie, nee. Nie op die vlak nie. Wat is 'n vaskop flank? Wat beteken vaskop slot? Wat beteken dit? Die ou wat die slot wat agter die vaskop skram. Is die vaskop slot, ja. En is dit altyd dieselfde of ry hulle om? Weet op party plekke So ons het mos nou al daai ook daaroor gesels. Ja. Gewoonlik as jy 'n ligte slot het en 'n swaar slot, dan skuif hulle bietjie rond, hang af wie se bal dit is. Maar as die twee ouens dieselfde size is, dan hou hulle maar gewoonlik dieselfde kant. Ekskuus man, ek sal oud op hier, ek het grysbaar. Ek kan nie onthou nie. So wanneer as dit nou ons watter kant gooi jy nou eintlik die bal in en watter kant sal die vaskopste, die sterk slot dan nou eintlik sak? So as dit jou bal is, so baie ouens het verskillende uitkyke daaroor. As dit jou bal is, kom die bal by die loskopkant in. So soos deesdae se tendense is sal meeste as jy dominasie kry, dan skram jy deur jou loskop. Jou loskop gaan eers vorentoe. So dan sit hulle die swaarder slot agter die loskop. En dan op oppositiebal dan ry hulle om, dan sal die vaskop die swaarder slot agter die vaskop wees sodat hulle daai kan teen counter. Ekskuus maar ek is nou reg in 'n skierige aagie, maar kom ons sê net byvoorbeeld jy's nou teen die ander kant se kantlyn, waar jou loskop is net amper teen die kantlyn, jy het nou 'n skram daar. Gooi nog steeds die bal by die loskop in. Dan is jy amper op die kantlyn of kom jy maar eerder om? Ja, nee, altyd aan die loskopkant. Ek So dink nie daar's 'n interessant. vaste reël nie. Ek weet Rassie het al 'n paar keer daai vraag ook opgebring. Ek dink nie daar's 'n reël wat sê jy moet by die loskopkant ingooi nie. Jy kan aan die ander kant ook ingooi, maar ek dink nie iemand het dit al gedoen nie. Ok, sê maar ek is nou regtig nou is ek op 'n raal hoor. Harry en nou die aand het ek en hy 2:00 die oggend gesit toe ons kat weg was, ek en hy gesels. Ons kat het pad gevat ons getrek het hier na toe, maar nou ja. Storie vir 'n ander dag. Toe sê vir my maar, hoorie, kom ek vra jou nou sommer, toe jy vir die Springbok gespeel het 2007 wêreldbeker, wie was die beste golfspeler in daai span? En ons man, Andre Pretorius was verseker die Okay, maar as daar enigiets wat Andre Pretorius nie kan doen nie, ek sweer. Sorry. Nee, hy kan al doen daai man, alles. En ek sal sê Fourie de Pre, hy en Fourie het mekaar 'n goeie go gegee. Hoekom ek jou vra,
Andre, ag, hy het nou Mhm. hierdie ding in 'n B in sy bonnet, né, oor hoekom moet die haker die bal in die lyn staan en gooi? Nommer 1 dis hulle is gewoonlik nie die beste golfspeler, tennisspeler, weet dartspeler of Mm, niks nie. Hoekom kry jy nie ou ja. wat goed is met balsport soos 'n Tony Brown? Soos Andre, jy kan nie Andre gaan kies byvoorbeeld want hy 10 gespeel het, dan maar 10 seker nodig in die agter, maar wat van die is wat gebruik jou Mm. skrapskakel of jou vleuel om daai bal in te gooi want hulle is net soveel beter met balvaardighede. Dan gaan nie daar staan so elke mark dat ek sê ons lyk of hy marshmallows Mm. in die lyn staan en gooi nie. Wat dink jy van daai idee? Nee, dit sal verseker werk. Ek dink ons het al het Chesley nie op 'n tyd ook al vir ons Het ja. ingegooi nie. So nee, daar's nie 'n limiet op dit nie. Hulle kan verseker, ek dink dit sal bietjie moeilik raak dalk in die week met oefening gewys want daar's mos baie split sessies. So dan gaan jy nou die vleuel moet by die lyn staan hê en dan hardloop jy agterspelers Ja. beweging so. Logisties is dit dalk bietjie moeilik, maar dit kan verseker gedoen word. Daar's nie limite op wie kan ingooi en wie nie. Ek gaan vir Andre lekker spot oor daai een nou hoor. Nee, kyk. Seker Hy nie. kan hy sal kan ingooi ook dink ek nog. Ja, En hy maar sal nog vinnig wel hardloop by die lyn skrappelbakker staan om in die agterlyn in te kom. Okay. op. Alright, ja, kom ons kyk nou die tipe spel, daai ongelooflike tipe spel wat ons gesien het hier die All Blacks 43-10, die grootste losing wat die All Blacks nog ooit pels gehaal het of op die lyf geloop het. Dink jy ons gaan weer daai selfde tipe wedstryd sien? Dan gaan ons weer probeer om hulle so te domineer veral in die laaste 20 minute of dink jy ons gaan 'n baie meer konservatiewe spel speel, maak seker ons wen, maak seker ons kry 'n bonuspunt want dit raak nou daai tyd van die toernooi wat ons kan nog hierdie een wen, maar ons het Ja. bonuspunte nodig. Ja, ek het so 'n bietjie geluister. Ek sien Tony Brown het 'n onderhoud gehad en hy het gesê die grootste ding wat hulle moet aanwerk is dat hulle seker maak die boonste 6 duim is reg vir die wedstryd dat ons ouens nie gaan dink dit gaan net van self gebeur soos half teen die All Blacks. Ou is nie net op baie vlak en jy's dadelik weer daar nie. So ek dink hulle sal hierdie week baie tyd spandeer op die sielkundige kant om die koppe reg te kry vir die wedstryd dat die manne nie dink ag dit gaan net van self gebeur nie. So ek vermoed ons sal dalk bietjie konservatief begin net tot almal in die wedstryd in is en dan verseker hier na die einde toe sal ons weer daai tipe spel sien wat ons teen die All Blacks gesien het. Nou, die volgende vraag wat ek wil vra is ons het tot op 60 minute was dit maar baie gelykop was daai gewees. Ons kon meer punte aangeteken, was ongelukkig om 'n paar drie te wat waar het jy jou agter Jason Colby word opgehou oor die lyn. Dit het ek nog nooit gesien nie. Ja. Kobus Yes, Reinagh ja, wat hy net aanslaan ons net voor die klein goedjies soos wat ons teruggehou het. En Ja. Andre het vir my gewys daai video as Chesley nie daai onderskeep 3 gedruk het nie, was hulle waarskynlik 14-0 voor alweer. Tweede keer na 14-0 ry. voor. Ja. Ja, so my vraag aan jou is hoe gaan ons speel? Gaan ons weer 60 minute probeer speel? En het ons die All Blacks so moeg gehardloop op die manier wat ons gespeel het, na eers 60 minute dat hulle net uitgesak het of het hulle opgegee en gaan ons herhaling daarvan sien teen Argentinië? Ja, ek dink die All Blacks was verras want in daai Eden Park toets het ons nie 100% aanvallende rugby gespeel nie. Ons het meer na ons ou DNA toe gegaan. En ek dink die tweede wedstryd het hulle daai wedstryd het teen 'n massiewe spoed gespeel. Daai eerste 40 minute, ek weet nie wat was die bal en spel tyd nie, maar dit moes seker een van die hoogstes wees in toets geskiedenis. So ek dink verseker die All Blacks was nie gewoond aan Suid-Afrika wat so speel nie en dis hoekom hulle daai laaste 20 minute uitgesak het. En ons is nou obviously gekondisioneer vir dit want vanaf Tony ingekom het, oefen ons teen daai pas en ons oefen die hele tyd so en dis nou hoe die manne wil speel. So ek dink ja, ons gaan presies dieselfde way die toets benader as wat ons teen die All Blacks benader het. Ek dink nie ons sal teruggaan na konservatiewe tipe spel nie. Ek dink ons sal, soos ek sê, dalk eerste 20 minute net weer ons voete kry omdat daar 'n week af was, maar dan daarna sal die manne weer 100% gaan. Wel ek weet vir 'n feit dat jy het Felipe Contompani se telefoonnommer. Ja. Ek het. Nie vrou ek het weet nie. Wat gaan jy vir hom sê as jy nou jy was nou 'n spioen by die Springbokke of teen die Springbokke? Ek weet jy is nie, maar ek sê net maar net. Wat sê jy gesê het, hoe kan die Argentyne die Springbokke teewerk? Kyk, ek dink ons speel nou op die oomblik baie dieselfde tipe rugby. So dit is albei kante toe. Die margins soos hulle sal sê in Engels is baie klein. So daai een bal wat hop en regop vir jou en jy 7-0 op. Dit is so ek die toets gaan sien die naweek. Ek dink dit gaan baie gelyk op wees. Ons gaan frustreerd wees. Ons gaan baie goed speel en dan is daar een turnover en hulle gaan druk 'n 3.
sulke tipe goeters, maar dit's maar as jy aanvallende rugby speel, is dit maar hoe dit werk. Dit was teen die All Blacks ook so na die eerste helfte. Ons was nie ver voor nie. Hmm. So, maar om die vraag te antwoord, as hy ons wil target, dis maar altyd die dissipline kant. Ek dink as ons manne en omdat die Argentyne so warm onder die kolder is, sal daar verseker 'n Kremer en 'n Matera sal verseker onder Eben en daai manne se bloed wil inklim. So Hmm. dis een ding waar ek weet hy sal hulle bietjie opsweep om dalk maklike penalties te kry en sommer vinnig 9-0 dalk voor te wees. Ja, Jasper Wiese se neus te vryf of iets is dit. Dis Hy hoekom ek sê ons hmm. ons is maar bietjie ons albei nasies is aggressiewe spelers, Hmm. maar ek dink wat Philippe goed doen is hy het geleer. Hy het hulle ek weet nie wat hy gedoen het nie. Hy het obviously geleer waar hy afgerig het, maar hy het hulle nou goeie balans gegee. Hulle kry nie nou meer so baie rooi en geel kaarte soos in die verlede nie. So hulle het baie tyd spandeer aan daai aspek van die wedstryd. Dit is vir my baie interessant. Word hulle regtig bespreek hulle dit? Hoor jy by Eben as jy nou 'n bietjie in sy kraag ruk, gaan hy hom vererg. Kom ons kyk of ons hom 'n bietjie kan taart. Is dit eintlik iets wat hulle regtig bespreek of is dit maar net iets wat gebeur op die veld? Nee, daar sal verseker taktiek wees. Die sport het al so ver gegaan. Dis hoekom ek sê die analise wat ouens doen is jy sal presies in 'n week weet wie is die ou wat die meeste penalties afstaan aan die oppositiekant. Wat se tendense is daar, waar op die veld moet jy wat doen. So nee, die sport is verseker daar. Manne weet presies wie hulle moet target en wat gesê moet word om die manne kwaad te kry. Dis baie vrek interessant hoor. Ek dink is 'n wat sê altyd sokker is 'n gentleman's game played by hooligans en rugby is 'n hooligans game played by gentlemen, maar dit lyk nie meer vir my so nie. Ons het nou hooligans geword. Nee, ons begin Anyway. dit begin 'n bietjie in diepte analise raak. Ag, dis my vrek interessant. Ek moet sê. Alright. Kom ons praat gou net 'n bietjie oor jou telling wat jy verwag. Dink jy hoe ver gaan ons net wen? Gaan ons 'n redelike gemaklike oorwinning hê? Gaan ons 'n bonuspunt behaal of gaan hulle 'n bonuspunt behaal? Wat dink jy? Ek dink is altyd vir ons moeilik om in Durban te speel en veral omdat ons nog aanvallende rugby ook wil speel. So ek dink dit gaan bietjie meer, daar gaan baie meer set piece scrums en lynstaan en sulke goeders wees. So ek dink dit gaan 'n naby wedstryd wees. Daar sal so 5 punte tussen die spanne wees. Ek dink die Bokke gaan wen, maar dit gaan nie soos die All Black game wees dink ek nie. Ek dink ons gaan bietjie frustreerd wees omdat dit nat gaan wees en die humiditeit is hoog in Durban en obviously die Argentyne speel ook so tipe wedstryd. So dit gaan nie so 'n vloeiende game wees soos die All Black game nie. Ek wil net vir jou vra, jy sê dis altyd moeilik vir die Springbokke in Durban. Hoekom? Net daaroor dis altyd daai humiditeit maak die bal, die sweet meer, die bal val meer. Dit is asof die wedstryd nie in die gang wil kom nie. Jy kom nie in 'n ritme half as jy in Durban speel nie. Nee, okay, kom ons praat vinnig oor die VRK die naweek begin. Stormers begin natuurlik teen die Leinster die verdedigende kampioene. Nou ek weet hulle het ook nou nie weer eens nie hulle beste spelers gestuur nie, maar die Stormers ook nie hulle beste spelers nie. Dit is almal nog by die Springbokke. Ja. Dis 'n taai om 'n seisoen mee te begin. En net daarna die Sharks wat teen die Glasgow Warriors nogal in Skotland moet gaan speel. Ek dink daai twee Suid-Afrikaanse spanne begin sommer op die agtervoet. Ja, daar's maniere om na te kyk. Toe as my siening daarvan is dis beter om daai spanne vroeg in die seisoen te speel, nie na 4 of 5 wedstryde wat hulle vloei gevang het nie. So dis dalk nie die slegste ding vir die Stormers om Leinster nou te trek eerste wedstryd nie. Ja, dis groot name, maar ek dink die ouens het nog nie baie wedstryde gespeel nie. Die kombinasies is nog nie so vloeiend soos altyd nie. So dis dalk nie dit gaan 'n scrappy game wees dink ek. So dis nie 'n slegte tyd om hulle te kry aan die begin van die seisoen nie. So die arme bulle gaan nou volgende naweek teen Leinster speel na hulle dit begin goed speel teen die Stormers. Hulle verseker baie beter wees volgende naweek al. Jy het nou baie met jou Ackerman seker te doen gehad in Japan. Wat dink jy van die bulle se kanse onder hom as 'n afrigter? Ek dink hulle gaan goed doen. Die ander probleem is ook net ek sien hulle het baie beserings. So maar ag dit is maar meeste van die spanne mens kan nie net vir een span sê hulle het beserings nie. Deur die bank sal daar beserings wees. Ek dink die diepte hierdie jaar by die bulle is baie goed. Maar soos dis maar altyd as 'n nuwe afrigter oorvat,
het almal ingekoop in die nuwe styl of hoe hulle gaan speel, is almal happy. So mense sal dit sien, mense sal dit duidelik sien in die eerste wedstryd. En soos ek al vroeër in die program ook al gesê het, dit vat maar baie keer tyd. Baie keer as 'n afrigter oorvat, gaan hulle net en alles gaan net beter of hulle vat so slamp en is 1, 2, 3, 4 games en dan kom die Mm. dinge. Maar soos ek vir Johan ken is hy spandeer baie tyd aan spankultuur en maak seker dat die ouens vir mekaar iets voel en dat die manne heg is. So ek glo nie die manne sal 'n probleem hê met dit nie. Hulle sal vir mekaar veg en dit sal miskien nie altyd die mooiste rugby wees nie, maar hulle sal verseker nie terugstaan vir oppositie nie. Ja, maar Johan is 'n goeie mens, né? Dis een van die beste eienskappe wat Ja, hy het. Dis presies wat die Bulle nou nodig het na al die drama en ongelukkigheid en alles. Dit ja. lyk daarom of dinge 'n bietjie die waters bietjie rustiger is daar, maar as 'n rugby afrigter, 'n strategiese, taktiese afrigter, hoe goed is hy? Nee, hy's baie goed. Ek het hom met die Lions sou kyk daai drie finale wat hy gemaak het en hoe hy saam met Swys daai attacking mindset by die Lions ontwikkel het. Dit was ook baie van sy insette. Dit was nie als net Swys nie. So nee, verseker, ten opsigte van planne en rugby vir IQ is hy ook hoog. Hulle sê hy's 'n slot en gewoonlik sê hulle ons voorspelers is nie dalk nie die slimste manne nie, maar hy's seker hy verstaan hoe rugby werk en hy's baie skerp in daai afdelings. Wel, jy sal bly sê oor hy sê altyd die vaskop sit is die slimste ou op die veld. Verseker, dis hoekom ons 'n dokter Janie Du Plessis Ja, ja. het. Wel, wat is nou meer sê? Hoorie maar, ek wil gou oor gepraat het van afrigters en rugby IQ en mense. Ek sien Jimmy Stonehouse gaan 'n bietjie uithelp by die Sharks. En daar gaan nou vir jou 'n klip in die hoenderhok wees, né? Want hy vat die nonsens van enige kaboutertjie Ja, nie. dis interessant en ek het dit nie geweet nie. Ja, dit sal obviously het hy en John Plumtree iets oorgesels of iets wat hulle wil uittoets. So dis baie interessant. Ja, ek het nie geweet hy gaan daar soontoe gaan nie. Het jy ooit saam met hom gespeel of onder hom gespeel? Nee, toe ek by die Pumas was Brent Jansen van Rensburg die afrigter en toe ek weg is daar het hy weer ingekom. So ek het nog nooit al teen hom vir spanne teen hom gespeel, maar nooit onder hom nie. En wat dink jy van hom as 'n afrigter? Ook selle, ek dink hy kan 'n span bymekaar voeg. Hy like ook spankultuur. Ek weet in Japan was hy ook baie gewild juis daaroor oor hy verskillende nasies se ouens. Hy werk nie net met Suid-Afrikaners nie, hy kan met enige so hy ook 'n mens. Hy kan 'n Hmm. span happy maak en die manne kan wil vir mekaar speel. So ja, verseker 'n goeie afrigter. Dis die eerste ding wat 'n ou nodig het al. Wat jy die naam Brent Jansen van Rensburg noem toe, nou kom die Griek was onvermydelik by my op en ek wil met jou praat daaroor. Ja, Jy het ook 'n draai by hulle gemaak. Ek praat môreoggend ja, met Pieter Berg toevallig. yes, uitstek. Sien baie, vertel my 'n bietjie daarvan. Wat dink jy van daai ene? Currie beker kampioene, vierde keer in 100 jaar, né? Of meer as 100 jaar. Dis ongelooflik. Ja. Nee, kyk, dit was ek het hoendervleis gekry toe George Whitehead daai oorskop. Ek was daar by die Griek was afgerig en ek ken hom persoonlik al vir 'n lang tyd. So dit kon nie met 'n beter ou gebeur het nie. Sy werksetiek en al daai dinge, dit sal in die pinnacle van sy loopbaan wees daai en dit is 'n great manier om dit af te sluit. So ja, ek dink hulle verdien dit net daai. Dit wys jou maar net ons praat van Suid-Afrikaners, ons het maar net daai ander wil of daai ander ietsie in ons en daar het dit maar net weer uitgekom 'n klein unie wat sê luister ek gee nie om hoeveel Springbokke jy kies of jy groot name het nie. Ons sal vir julle wys ons gaan hierdie ding wen. So dit is maar net in ons Suid-Afrikaners, ons het maar net daai bietjie vark soos hulle Mm. sê. Ja, ek weet jy sê altyd ja, ek hou daarvan. Maar wat vir my interessant was, in die liga wedstryd het die Lions bo die Griek was geloop. Ek dink dit was 37-7 of ietsie. En nou gaan hulle in 'n eindstryd Ellis Park toe. Ek weet niemand het hulle kans gegee nie, né? Nie 'n dag oud nie. En Ja, dit sê baie van die afrigter. Né? Jy kyk, hy het nie die beste spelers nie, hy het ja. nie vreeslike diepte nie, maar om 'n span vol VRK spelers te kan uitoorlê op Ellis Park, 2 Mm, jaar na ry verloor die ouens die eindstryd na die uitvletjie geblaas het. ja. Man, ek dink gee 'n bietjie krediet vir ou Pieterberg. Daai man, hy verdien groter loer, dink jy nie? Nee, verseker. Dis hoekom ek sê hy het geweet hoe om met die manne se koppe te werk en dit wys jou hoe groot invloed sielkundige deel van die spel het op die Mhm. uitslag eintlik. As jy die manne sielkundig kan reg voorberei en vir hulle maak asof die ander spanne nie so
so groot ding is nie, dan kan hy sien hy die uitslag. So dit wys jou net wat se rol sielkunde ook in rugby speel. Okay, ek het nou gisterand vir my vriend Ari Hougaard dieselfde vraag gevra, maar die Lions het nou regtig, hulle het nou alles gegee om die Karibeker te wen. Hulle VRK spelers vroeg ingebring, weet hulle het hulle bes probeer Ja. en dit nie reg gekry nie. Wat sê dit vir die Lions dat hulle alweer oor die laaste hekkie gestruikel het? Nou begin die VRK eers. Hulle sit al klaar met 'n klomp beserings. Chris Smith is nie saam met hulle oor see nie. Hulle weet daai tipe dinge. Wat beteken dit vir die Lions? Ja, dit weer eens dit maak dit moeiliker vir die hoofafrigter obviously nou gaan hy gaan nou met pa staan vir daai besluite wat geneem is en hy gaan hulle daai uit moet kry. So jy begin op die agtervoet, maar ag die VRK is 'n lang toernooi, so ek is seker daarvan hulle sal daardeur kan bou en beter kan raak, maar ja, hulle het daai besluite gemaak. Hulle wou duidelik die Karibeker gewen het. Hulle het die jaar voor dit ook net verloor dink ek. So Ja, dis teen die maar Griekwas, ag teen die Sharks. Ja, nie na die eindstryd ja, geplaas dis het. soos die daar's iets by die Lions wat hulle gaan moet change want ek weet in Akkie se tyd het hulle ook 3 finals verloor. So daar's ietsie wat hulle gaan moet breek daar, iemand inkry wat slim is met daai tipe goed om daai kers te kan breek. Okay, laaste keer net vinnig terug te keer na die Stormers toe. Hulle is besig om 'n lekker span te bou. John Lobson het reg ons vertel hy's besig om te bou nou 'n projek 2029 toe, maar hulle wil graag 'n uitloopwedstryd op DHL hou hierdie jaar. Beteken hulle moet in die top 4 of top 8 eindig. Ja. Ek dink is hulle kanse, die Stormers hierdie jaar. Hulle het 'n goeie paar aankope gekry. Ollie Kebel is daar, Yes. jy weet Rowan Ackerman is daar. Ek gaan seker vir sy pa al die Stormers se geheime gee. Hoop ek, ons sal maar sien. Wat dink jy van die Stormers se kanse? Ek dink hulle het 'n goeie besluit gemaak om soos half 'n nuwe blaai oor te slaan met die nuwe wapen en alles. So ek daar sal nuwe energie wees. Ek dink hulle squad is klein bietjie klein op die oomblik. As hulle een of twee ernstige beserings kry, kan hulle moeilikheid tref. Maar as alles in hulle guns gaan, hulle het die potensiaal, hulle het goeie spelers, hulle het gamebreakers. So hulle kan goed doen. Ek dink alles hang net af van beserings en diepte en hoe lyk hulle hier in die middel van die seisoen. Is hulle goed geplaas of is daar baie beserings en hulle verloor vinnig stoom half as hulle nie goed begin nie. As hulle goed begin, dis dit asof hulle net kan aanhou en aanhou en aanhou. Alright, so van die 4 Suid-Afrikaanse spanne, wie dink jy gaan die verste gaan in hierdie toernooi? Ek sal sê die Bulle gaan nog steeds saam hulle diepte is omdat dit 'n lang toernooi is. Hulle het goed gerecruit. Ek dink hulle is diepte gewys sal hulle die beste doen. Die Sharks weet mens nooit want hulle het soveel Springbokke, maar dis asof die Springbokke as hulle vir Suid-Afrika speel, alles gee daar en dan as hulle by die Sharks kom is hulle of beseer of so hulle kry Hulle spaar hulle hulle kry nie self. dieselfde uit daai ouens uit nie, ja. So as hulle 'n vol Springbok as al die Springbokke kan speel en hulle is gesond en hulle is reg, ja, dan dink ek die Sharks het 'n baie goeie kans. Maar ja, ek sal sê Bulle eerste en dan tussen die ja, sê die Stormers en die Sharks sal dan seker 2 en 3 wees daar. Hulle sal naby wees. Kyk, jy het nou al vir die weet jy almal gespeel, vir die Lions gespeel, die Griekwas gespeel, Ek het Piet vir gespeel. almal gespeel behalwe die Bulle. So vir wie skree jy En die nou? Jy Sharks, bly en die jy, Sharks. jy bly nou in Pretoria my maat. Nou moet jy mooi dink wat jy nou sê. Vir wie Ek skree jy? speel vir die Bulle. Las Ek hy. speel vir die Bulle. Nee, maar ek skep jou 'n bier. Ek staan Nou, Pretoria, ek moet my bure is naby hulle gaan my slaan. hoorie my maat, ons hou jou dop, né? Laat ons net enige teken van verraad sien. Dan gaan ons op jou knoppie kom druk daar by jou deur kom klop. Ja, ek spot sommer. Ja, 100%. Dankie man CJ, dit was nou lekker. Ons het weer ons internet uitdagings. Dis daar's niks meer maklik nie, maar dit was lekker. Ja. Man, ek waardeer dit. 100%. Baie dankie aan MW. Dankie hoor, lekker dag. Hoorie Lekker, CJ, man. dit is so lekker man. Eers ek love dit om met jou te gesels. Dis so great. So Nee. Dankie. ons het 3 naweek ons reunie en jy glo ons 40 jaar Ja. reunie. Ek kan dit nie glo nie. maar Skoor hier nie. Jesus, dit gaan Ja. lekker wees. Ja, ek sal maar sien. Ek was Ja, net man, is altyd maar nou is dit net lekker om mooi die manne te sien. wanneer die Springbokke speel teen die Ah. jy weet was nou met 'n ou besluit. Gaan hy nou 40 jaar reunie bywoon of gaan jy Ag, ou weet mos die foon, jy gooi maar net hier op die foon so. Ja, maar die ding is ek moet altyd na die tyd dan doen ek 'n ding saam met Harry, die instant reaction of iets is dit, jy weet en ons kry altyd soos duisende views op die ding. Nou as ek so half in twee geskeer, hoe gaan ek dit nou manage? Ek dink net Ek sien is moeilik, ja. Ja, dis ons by werk, jy weet ek bedoel so. Ja. Maar dink 'n bietjie as ons volgende week Besluit praat, dan moet jy van kyk na die
kyk net die bokke en as jy lus is, kyk na Okay. kies 'n York, kies die Stormers Leinster Cinema. Kyk na Okay. daai as jy kans kry. En 100 ek ek dink gaan daai ja. gaan 'n goeie game wees. Jy weet Jacques Nienaber is hierso, hy het flankie Stormers Yes. afgerig. Jy weet daar's heelwat tension daar, jy weet wat ek bedoel. Dit is 'n goeie game wees. Nee, ek sal nou 'n bietjie weer die URC volg want in Japan wys hulle dit nie en dis verskillende ure. So as jy dit sien is dit hier 1 uur die oggend. So ek sal nou weer die games kan kyk. Dit sal lekker wees. It's great. Ek dink dis die beste liga in die wêreld, maar nou ja, ek is bevoorreel. Ja, nee, regtig. verseker. Alright, maar dankie hoor. Sê dankie vir jou vrou. En se groete praat Ek volgende maak week. so en weer. Dankie hoor. Selfe Dankie daar. Cheers. Goed Bye. van